Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Lees vir ons uit 1 Petrus 2 vers 9 tot 12. Ek lees die Afrikaanse direkte vertaling. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Vir die van julle wat my nie ken nie of wat vir die eerste keer is, ek wil jou hartlik verwelkom hier by ons. My naam is Johan van Aswegen en ek gaan ons verder vat in ons reeks getitel Gegrond in God se storie. Met die reeks wil ons nadink aan ons roeping as kerk. En soos altyd, ek kan enige preek gaan opvang op ons podcast en ek moedig julle aan om dit te gaan doen. Maar ons wil nadink oor ons roeping as kerk. As gelowiges word ons lewens op 'n kragtige manier deel van God se storie. En die storie van sy mense. God het 'n agenda, hy het 'n plan en daai plan, ons sien dit uitspeel reg deur die Bybel in die komplekse stories van gebroke mense. En ons wil met die reeks saam met God en sy mense van Adam af tot by Jesus wil ons in daai storie inklim en ons wil verstaan wat is God se plan en hoe pas ons as God se mense in moderne Pretoria, hoe pas ons in dit in? En op die manier hoop ons dat soos wat ons deel word van daai storie, dat ons roeping as kerk op 'n vars manier weer duidelik sal gemaak word aan ons. Die grondteks waarna ons week na week toe teruggaan is 1 Petrus hoofstuk 2 vers 9 tot 12. En die rede hoekom ons oor en oor teruggaan na hiertoe is, want dit is 'n ontsettende ryk teks. Petrus, in hierdie brief, skryf aan 'n groep gelowiges wat ook soos ons nie Jode is nie. En hy vat hulle en hy definieer hulle roeping deur hulle terug te vat na die storie van God se mense en hulle gebroke lewens. En hy wys vir ons wie God is, wie God se mense nog altyd was en daarom wie ons is, wie julle is in die lig van die Ou Testament. En so dis wat ons gaan doen vanoggend. Ons gaan kyk na hoe ons roeping opnuut duideliker gemaak gaan word, soos wat ons teruggaan en ons self probeer indruk in die Ou Testament stories van God se mense. Kom ek bid vir ons nog een keer, meestal vir my hart, maar ook vir ons almal se harte, en dan spring ons in. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons kom afhanklik van U en van U Gees, om nou met hierdie preek te kom maak wat U wil in ons harte. Breek deur, bemoedig ons, praat met ons harte op 'n persoonlike en diep manier, en gee vir my die genade wat nodig is, Vader, om dit te kan doen as U instrument. Amen. Ek wil vanoggend begin en ons vra, hoe belangrik dink ons is liefde? Wat is die effek van liefde of geen liefde? Wat is die effek van liefde of geen liefde op ons lewens? Hoe belangrik dink ons is liefde? Ek weet nie of julle al gehoor het van wat hulle noem the Frederick's experiment nie, die Frederick's experiment nie. Dis 'n aaklige eksperiment wat 'n Duitse koning in die 13de eeu uitgevoer het. Dit was bedoel om te probeer ontdek watter taal kinders sou praat natuurlik, indien niemand met hulle ooit gepraat het nie. Wat is die taal wat in hulle is, wat net uit hulle sal uitkom as niemand ooit met hulle praat nie? Geen interaksie behalwe die noodsaaklike nie. En so hierdie koning Frederik in die 13de eeu vat toe babas weg van hulle kinders af en hy probeer hulle in isolasie grootmaak. Geen interaksie behalwe die noodsaaklike nie.
Die versorgers mag hulle voer, mag hulle skoonmaak, mag hulle alles gee wat hulle liggaamlik nodig het, maar hulle mag nie 'n woord met hulle praat nie. Geen onnodige menslike interaksie was toegelaat nie. So, geen liefde nie. Dit is so simpel en so aaklig soos wat dit klink. Natuurlik sou hierdie kinders glad nie kom praat nie, indien hulle sou groot geword het. Ons weet dit, dis obvious. Hulle sou nie kom praat as hulle groot geword het. Hulle sou nie kom praat nie. Maar die hartseer en verstommende ding van hierdie babas en hierdie eksperiment was dat hierdie kinders nie oorleef het nie. Hulle het dit nie gemaak tot op 'n ouderdom waar ons gevolgtrekkings kon maak oor hulle nie. Hulle het almal dood gegaan. Op 'n hartseer en op 'n ekstreme vlak beantwoord dit gedeeltelik ons vraag vanoggend. Vir 'n baba, al kry hy alles wat hy nodig het, hy sal nie sonder liefde oorleef nie. Hy kort liefde. En ek glo, God se woord wys vir ons, dit bly waar vir ons, maak nie saak hoe oud ons is nie. Liefde is noodsaaklik. Liefde is vir die siel soos asem is in die longe wat ons inasem, soos lug is in ons longe. En dis wat Petrus vanoggend met ons oor wil praat. Hy wil met ons praat oor liefde. Hy gaan vir ons wys dat die middelpunt van ons identiteit en roeping God se radikale liefde is. En dis daai presiese liefde, soos wat dit ons identiteit en roeping word, dit maak ons sy harte vol op 'n manier wat ons nie altyd besef nie, maar dit is ook die hoop van die verlore wêreld om ons. Dis wat Petrus ons gaan wys. Ek het net 2 punte vanoggend, en ek gaan sommer dadelik inspring nou in ons eerste punt in, die storie van God se liefde. Die storie van God se liefde. Onthou Petrus beskryf hier die roeping en die identiteit van die Nuwe Testament kerk. En wat dit so ryk maak is dat elke beskrywing in 2 Petrus vers 9 tot 12, elke beskrywing is gegrond in die ryk geskiedenis van God se mense in die Ou Testament. En vanoggend raak hy aan een beskrywing wat al die ander moontlik maak. God se liefde vir ons. Lees gou weer saam my vers 9. Kyk gou op julle blaadjies saam met my. Vers 9 gaan so, ons het dit al gelees, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie. En dan die een waarby ons wil stil staan vanoggend, 'n volk wat aan God behoort. 'n Volk wat aan God behoort. En ek gaan vir julle wys, dis liefdestaal. Dis liefdestaal. Kyk saam met my na vers 10. Hy beskryf hulle as 'n mense waarvan die volgende waar is. Julle is 'n mense wat nie eers 'n mense was nie. Julle was niks. Maar nou is julle God se mense. Julle was 'n mense wat geen genade ontvang het nie, maar nou het julle God se genade en ontferming. Die engel sê, once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. En dan in vers 11 noem hy hulle geliefdes. Geliefdes. Dis 'n titel wat alles saamvat wat hy wil noem oor hulle. Julle is geliefdes. Dis 'n opsommende titel wat hy gee vir die Nuwe Testament gelowiges. Dis wie julle is. Julle is geliefdes. Julle is 'n mense wat God se liefde ontvang het, 'n mense wat God se genade en guns oor julle het. Nie omdat julle spesiaal is nie, maar omdat God vol liefde is. En omdat hy ons nie wou los in ons sonde nie. 1 Johannes hoofstuk 4, God is liefde. Nou terug by die opskrif. So amazing soos wat dit als klink, daar is 'n kragtige storie agter hierdie woorde wat hierdie liefde vir ons wil illustreer. Al vind ons al hierdie terme, elke liewe een van hierdie temas vind reg deur die Bybel plaas, maar al hierdie frases spesifiek wat Petrus in gedagte het. Soos wat hy hierdie gelowiges probeer oortuig van God se liefde vir hulle. Hierdie liefdestaal kom alles uit Hosea uit, die Ou Testament profeet. Hosea is 'n storie wat werklik een van die kragtigste stories is van God se liefde vir ons.
Vir ons wat nie getroud is met die storie nie, die storie kortliks is so. God sê vir Hosea, jou lewe moet 'n uitbeelding wees, 'n real-time illustrasie wees van my verhouding met Israel. Jou lewe gaan 'n storie en 'n prentjie wees van my liefde vir Israel. En so hier's jou instruksies, Hosea. Die Here sê vir Hosea, gaan en kry vir jou 'n vrou wat 'n prostituut is. Die engel sê, a wife of whoredom. Hy doen dit toe. Haar naam was Gomer. En hulle lewe 'n lewe saam. Hulle kry 2 kinders saam wat baie interessante name het. Die eerste kind is Lo Ruhamah, wat beteken no mercy. Sy kind se naam, no mercy. En die ander ene se naam was Lo Ami, wat beteken not my people. As jy ooit spyt was oor die naam wat jou ouers vir jou gegee het. Hierdie 2 kinders was no mercy and not my people. Die name was tekens van hoe die Here gevoel het oor sy mense in daai tyd en plek. Gegee hulle sonde en hoe hulle weggedrol het van die Here, is dit hoe hy oor hulle gevoel het. No mercy, not my people. Maar eintlik is dit 'n amazing verhaal. Gomer kry 'n tweede kans. Gomer is vry, sy het 'n goeie man, sy het kinders, en ons moet onsself so 'n bietjie in die storie inleef. Dink vir 'n oomblik daaraan, niemand op die dorp sou gesê het, sy gaan eendag trou met 'n goeie man nie. Sy gaan trou met 'n profeet nie. Niemand sou dit gesê het van Gomer nie. 'n Mens sou gedink het, sy sou dankbaar gewees het. Sy het letterlik 'n kans gekry, 'n tweede kans gekry wat geen ander in haar posisie ooit sou ontvang het nie. Maar die storie gaan aan. In Hosea 3 lees ons verstom dat Gomer teruggegaan het na haar ou lewe toe. Sy het teruggegaan na haar ou lewe toe. Sy het haarself weer gaan gee vir ander mans. Sy het haarself, sy het alles wat Hosea gedoen het sy opgespoeg. En dis daai tipe taal, jy het gespoeg op, dis harde taal wat jy in Hosea lees, oor hoe die Here praat, oor Israel en oor Gomer se posisie. Dis gespoeg op my liefde. Dis harde taal. Kommentators beweer dat die tweede kind, Lo Ami, dis eintlik 'n Hebreëse woordspeling, wat ook kan beteken, nie my kind nie. Nie my mense nie, not my people, nie my kind nie. En so daar's 'n groot kans dat Hosea beleef in sy tweede kind, dis 'n ander man se kind, dis nie my kind nie. Hoe voel 'n mens in Hosea se posisie daaroor? Hoe voel 'n mens in daai oomblik? Wat jy hierdie besef, hoe voel 'n mens? Hoe hanteer jy so iets? Hoe hanteer jy daai persoon? Hosea kon vir homself enige vrou gekies het. Hy kies 'n vrou wat in sak en as lê, wat vir hom niks kan offer nie, en hy gee vir haar 'n tweede kans. 'n hopelose vrou, 'n hulpelose vrou. 'n Vrou wat weens haar sonde gestenig moes word. Hy kies haar. En hierdie is hoe sy hom terugbetaal. En so hierdie is hoe dinge uitgespeel het. Ek vra julle, wat sou julle gedoen het in daai situasie? Want weer verstom, die storie gaan aan, so gebreek, soos wat Hosea se hart is, lees ons in Hosea, die storie gaan aan, die Here sê vir Hosea, Hosea, jou lewe met Gomer, dit is my verhouding met Israel. Wat jy beleef met Gomer, dit is wat ek beleef met Israel. So gebreek, soos wat jou hart voel, Hosea, so seer, so kwaad. Dit is my verhouding met Israel. Lees hierdie 2 uitstaan verse in Hosea saam met my. Hosea 2 vers 13, behoort vir ons op te kom, lees hierso. She adorned herself with ring and jewelry and went after lovers and forgot me, declares the Lord. Hosea 11 vers 1 en 2. When Israel was a child, I loved him. And out of Egypt I called my son. The more they were called,
the more they went away, and they kept sacrificing to the Baals and burning offerings to idols. Hierdie is my verhouding met Israel, Hosea. Al was ek teenoor Israel uitermate goed, al was hulle nie 'n mense nie, en ek red hulle uit Israel uit, het hulle my uitgeruil vir hout en klip. Wat jy voel, Hosea, is wat ek voel, wanneer ek na my kind Israel kyk. As ons net weer eens bietjie hier stil staan, wat sal die regte ding wees vir die Here om te doen? Wat sal die regte ding wees vir Hosea om te doen? Wegloop? Wegloop, ten minste wegloop, dalk erger? Verdien sy vergifnis? Verdien Gomer vergifnis? Verdien sy 'n derde kans? Het sy nie nou al bewys, sy is verby dit nie? Geen hoeveelheid kansse gaan haar lewe kan omdraai nie? Die manier hoe haar storie geskryf is in Hosea probeer die punt maak, sy verdien nie vergifnis nie. Rarig nie, sy doen nie. Die situasie en die prentjie wat die Bybel vir ons probeer skep is nee, sy verdien geen kans nie. Sy het haar kanse gehad. En hier gaan die storie aan. Op hierdie punt volg God se volgende instruksies aan Hosea. En hierdie behoort ons regtig weg te blaas. As jy gedink het jy verstaan God se liefde, okay. Hoor wat die Here volgende vir Hosea sê. Hosea 2 vers 23. Lees saam met my. I will have mercy on no mercy. And I will say to not my people, you are my people. Hoofstuk 3. And the Lord said to me, Hosea, go again and love a woman who is loved by another man and is an adulteress, even as the Lord loves the children of Israel. Though they turn to other gods. Hoofstuk 3 vers 2. So I bought her for 15 shekels of silver and a measure of barley. So I bought her. Dink daaraan. Dink staan net stil by hierdie. Hosea moes weer gaan na daai deel van die dorp toe waarna niemand toe wil gaan nie. In die donker straatjies moes hy gaan inwandel en sy vrou gaan uitsoek. Hy kry haar nie in die eerste gaatjie van sonde nie. Hy soek haar op al die bad plekke. Hy gaan soek haar. En toe hy haar kry, toe moes hy haar koop. Vir 15 stukke silwer en 'n bietjie koring. Sy was klaar sy vrou en hy moet haar gaan koop. Sy was klaar syne, hulle het getrou. Hy was hare en sy was hare. Maar weens haar selfsugtige besluite en sonde moet hy haar gaan uitsoek. En weens haar selfsug moet hy gaan betaal vir haar. En in die proses kry sy kinders nuwe name. No mercy word genade. Jy kry weer genade. Jy is weer 'n kind van genade. En die kind van 'n ander man, jy's 'n ander man se kind, jy word my kind, my people. Ligpunt, hierdie is radikale, diep, pynlike, seer, opofferende liefde. Hierdie is nie maklike liefde nie. Hierdie is diep opofferende liefde. Hierdie is die storie van God se liefde wat Petrus na die Nuwe Testament kerk te wil bring. Hy gebruik hierdie presiese woorde, not my people, you are my people, no mercy, mercy. Hy gebruik hierdie presiese woorde want hy wil sê Nuwe Testament kerk, ligpunt, julle. Jesus se liefde vir julle is Hosea liefde. Hy het betaal vir jou selfsug. Vir jou diepste, donkerste sondes, vir al jou tekortkominge in die verlede, in die hede en in die toekoms het hy voorbetaal. Al was hy onskuldig. Al het ons rug gedraai op hom en al doen ons dit steeds, het hy na daai deel van die dorp toe te gaan waar niemand wil gaan nie. Hy het jou daar gaan uitsoek,
gelowige. Sodat ons, wat nie mense was nie, sy eie kinders kon word. Dis die punt wat Petrus probeer maak. Ligpunt, Jesus se liefde is Hosea liefde. En dis vir julle. En ek wil net dit baie, baie duidelik maak vanoggend. Dit is nie 'n goedkoop liefde nie. Dit is nie 'n liefde wat jou sondes onder die mat uitvee en sê, kom ons vergeet daarvan nie. Dit is nie dit nie. Dit is 'n kosbare liefde waarvoor sy eie bloed as prys betaal moes word om jou sonde weg te vee. Dit is 'n duur liefde. Jesus het sy lewe gegee. Soos Hosea innerlik dood moes gaan in skande en skaamte toe hy sy eie vrou moes gaan uitsoek en moes betaal vir haar. So lê Jesus kaal op die kruis. Jou sonde word sy sonde. Jou plek word sy plek. Dit is duur. Dit is duur. Sodat ons weer, onthou vers 9 die liefdestaal, sodat ons weer nie net God se mense kan word nie, maar sodat ons weer God se besitting kan word. A people of God's own possession. Die taal hier is nie besitting nie. Dis nie soos die TV in jou huis wat jy besit nie. Dis liefdestaal. Dit is kosbare en diersame geliefde. Ek besit jou, soos 'n man en 'n vrou mekaar besit. Jy is myne en niemand anders se nie. En ek brand van jaloesie as ek dink aan die feit dat jy na iemand anders toe moet gaan. Jy's myne. Dis wat die Here daar sê in vers 9. You are my possession. Ek is jaloers vir jou. Dis intieme, jaloerse liefde. Dis die taal wat die Here aan ons wil deurgee in hierdie stuk. Julle is myne, sê die Here. Julle is myne. Ek wil net nog een keer sê, voor ek na die volgende punt toe aanbeweeg, ligpunt. Ons storie is Israel se storie. Ons moet onsself in daai storie inlewe, ons moet dit ontvang. Ons storie is Israel's story. Once we were not a people. Ons was verlore, ons was niks, en ons het niks gehad wat ons vir God kon gee nie. But now you are God's people. Sy eie geliefde mense. Once you had not received mercy. Julle was hopeloos, in sonde en selfsug, verdoem tot 'n ewige hel. Julle verdien niks nie. Julle verdien nie 'n tweede kans nie, 'n derde kans nie. Julle verdien nie 'n 10de kans nie. But now, dankie aan Jesus en die dierprys wat hy betaal het, you have received mercy. Mercy upon mercy upon mercy. Dis die prentjie van God se liefde dis die storie wat Petrus sy mense na toe wil vat. En dit bring ons na die tweede punt toe. Die krag van die liefde, die effek van hierdie liefde. Wat is die krag van hierdie liefde? Wat 'n vrug dra hierdie tipe liefde in ons lewens? Daar's 'n paar goed wat ek hier wil noem. So bear with me. Ek gaan dalk 'n bietjie rondspring en 'n paar goeters noem, maar ek het my bes probeer om dit duidelik te maak. Maar dink gou saam met my weer terug aan die Frederiks eksperiment en daai babas wat dood gegaan het weens die liefde wat hulle nie ontvang het nie. Dit bly waar van ons as mense. Meer as wat ons besef. Ons kort liefde. Enige plek waar liefde gekweek word en ontvang word, dit is genesend. Maar enige plek waar ons isolasie of verwerping beleef, dit lei tot diep seer, maar meer as dit, na COVID is daar studies wat hierdie bewys, dit lei tot siekte, liggaamlike siekte. Isolasie lei tot vroegtydige dood toe. En in sekere gevalle, verwerping en isolasie, dit lei tot gewelddadige woede. Kinders wat in skole rondloop en mekaar skiet. Liefdeloosheid, dit maak jou siel siek. En dit affekteer alles. Dis ekstreme gevalle, maar dit affekteer alles. Dit affekteer hoe jy kyk na jou man of vrou eendag wanneer jy trou of getroud is. Dit affekteer hoe jy jou kinders gaan hanteer. Dit affekteer alles, hoe jy vriendskap doen, dit affekteer alles.
Hierdie is waar vir almal, vir elke mens. Die hele wêreld is op die oomblik bewus van hierdie. Dis naby aan ons. Eensaamheid, angstigheid, depressie in ons moderne wêreld, dis 'n pandemie. Gedeeltelik omdat tegnologie ons meer en meer wil laat onttrek van mense. As jy nog wil besluit op 'n beroep, en jy dink aan 'n beroep, dit is nie 'n slegte tyd om 'n sielkundige te wees nie. Rarig. Dit is 'n moderne pandemie in ons wêreld. En enige iemand, of hulle 'n gelowige is of nie, ek wil vir jou sê, die hele wêreld het hierdie nou net beleef. Of jy 'n gelowige is of nie, of jy deel is van 'n kerk of nie, die hele wêreld weet dat vriendskap, meaningful relationship maak 'n massiewe verskil in enige iemand se lewe. Dit is genesend. Dit is genesend. Horisontale verhoudings van liefde maak 'n massiewe verskil. Almal weet dit. Nou, ek wil vir julle sê, as horisontale verhoudings so groot 'n verskil maak wêreldwyd, dan hoeveel te meer nie ons vertikale verhouding met God nie. God is liefde en ons diepste sielsbegeerte is liefde. Die wêreld is siek weens daar's nie liefde nie. En die Here sê ek is liefde. Hierdie verhoudings, hierdie horisontale verhoudings jy gaan sien, dit gaan 'n verskil maak. Maar wat ons regtig desperaat nodig het, is 'n vertikale liefde. Dis die boodskap van die Bybel. Die boodskap van die Bybel, die boodskap wat Jesus kom bewys het deur sy lewe en deur sy tyd hier saam met ons op aarde, is dat God is liefde. En dit is ons grootste nood. Wanneer ons sy onvoorwaardelike liefde beleef, wanneer dit ons harte aanraak, wanneer ons in die lig van ons sonde beleef hoe God sy seun stuur om te betaal vir daai sondes, sodat hy weer in verhouding met ons kan wees, wanneer dit ons raak, wanneer ons God se Hosea liefde beleef, dit maak nie net 'n verskil nie, dit verander jou lewe. Dit verander alles. Dit genees jou siel, nie 'n bietjie nie, dit genees jou siel op die diepste moontlike vlak. Dit sit jou op 'n nuwe koers. Jy is nie meer dieselfde mens nie. Jy kan nie meer wees nie. Nie as hierdie liefde jou aanraak nie. As hierdie vertikale liefde jou raak, kan jy nie meer dieselfde mens wees nie. Dis die krag van hierdie liefde. Dis die effek van die liefde. Al ons probleme, al ons sonde, al die maniere hoe ons uitlash en hoe ons gebrokenheid in die lewe uitlewe, alles, ons sonde, alles wat fout is met ons, kom van die feit dat ons as die mens afgesny is van ons Vader en Skepper af. Ons kort weer daai liefde, en dis die punt. Dis wat Petrus probeer sê, julle gelowiges, julle is 'n mense wat dit klaar ontvang het. Onthou, ligpunt, Petrus praat hier identiteitstaal. Dit beteken, hy sê hierdie liefde, gelowiges, hierdie liefde is wie julle is. Julle is geliefdes. Primêr en bo-oor alles anders in jou lewe is jy nou 'n geliefde. Jy is nie pappa en mamma se kind nie, jy is nie 'n ingenieur nie, jy is nie 'n PA of 'n juffrou nie, jy is nie 'n Afrikaner nie. Daai goeders val weg, jou nuwe identiteit, dit waarop jy staan, dit is God se liefde vir jou. Elke ware Christen is 'n Christen volgens Petrus, omdat hy reeds verander is op 'n manier wat hy kan nooit weer teruggaan nie. En elke Christen moet in hierdie wedloop van Christendom, hy moet vashou aan die liefde, want hierdie liefde is wat hom weekliks, daagliks, jaarliks, dit is die petrol vir sy aanhoudende verandering en groei in Christendom. Hierdie is jou identiteit. Al wandel ons van die pad af, al vergeet ons, al sondig ons, ons bly veilig in die radikale liefde van God in Jesus vir ons, wat ons klaar gaan haal het in die diepste, donkerste, aakligste plek. Hoekom gaan hy jou nou laat gaan? Hy gaan nie. Dis wie jy is. 'n Ware kind van God, wil ek sê, ons moet hierdie hoor. 'n Ware kind van God maak baie foute. Nie een van ons hier is perfek nie. Kerk is 'n plek
van sondaars wat vergewe is. Ons maak baie foute. Ons val in baie slaggate. Maar die verskil is, die ware Christen val terug op God se onvoorwaardelike liefde. Dis die verskil. Ons val terug op God se onvoorwaardelike liefde. Hierdie liefde is wat ons na toe terugkom en hierdie liefde is wat ons terugbring. Dis die effek en die krag van God se liefde. Om hierdie te illustreer, het ek op 'n ou se storie, verskoon my, ek het op 'n ou se storie afgekom. Die ou se naam is Will Spear. Will Spear, hy was in 2023 oral in Amerika se nuusberigte. Will Spear is 'n gevangene op death row, maximum security. Okay? En hy was in die nuusberigte want die persoon wie hy doodgemaak het, sy sussie, het vorentoe gekom en gesê, ek wil nie hê julle moet hom jou doodmaak nie. Hierdie ou het verander. Hy moenie meer doodgemaak word nie. En toe maak hy die nuus en almal skryf oor die ou. Kom ek lees gou vir julle 'n bietjie agtergrond van sy storie. Dis nie op 'n slide nie, dis 'n nuusberig. So ek gaan dit net lees. Hoor net hierdie ou se storie en hoe hy in die tronk beland het. Mr. Spear was beaten as a child and forced to take drugs by his father. When and if he wet his bed, he was placed in a corner with a urine-soaked underwear on his head as punishment. He was burned with cigarettes by his stepfather, sexually abused by a teenage acquaintance, and his stepfather later murdered his mother. With this upbringing, he naturally had learning disabilities and was severely bullied, leading to him desperately to seek inclusion from his peers. At 16, older boys convinced Mr. Spear to murder the father of a friend, which he did. Spear's own words, I was willing to do anything to make or keep a friend. Mr. Spear was tried as an adult and received a life sentence. And after 10 years in prison, he sought protection from a gang which ordered him to murder another prisoner, and at 27, the jury sentenced him with the death penalty. Dis hierdie ou se storie. Wat 'n kans staan hierdie ou? Hoe hy groot gemaak was. En hoe hy verder in een gat na die ander ingetrek was. Wat 'n kans staan hierdie ou? Hoeveel mense sal jy ken wat sal luister na hierdie ou se storie en sê ja, daar's hoop vir hom. Hy kan gerehabiliteer word. Hy staan 'n kans. Wel, hy was gekies as een van 28 gevangenes om deel te neem aan 'n Christelike beradingskursus vir weke. Dis 'n jaar lank in die tronk. En in daai kursus het hy uitgeroep, Here, red my. En in sy eie woorde praat hy van die diepste liefde van sy lewe, 'n liefde wat hy nog nooit ontvang het nie. Het hy ontvang daai dag? Ekskuus, ek jammer. Diepste liefde van sy lewe het hy daai dag ontvang en hy was vergewe. En hy kan dit nie beskryf nie. Dit het oor sy siel gekom. En hy was nooit weer dieselfde nie. En hy preek nou, tans, hulle het die hofsaak gewen, hy was nie die doodstraf gegee nie. Hy preek nou en weekliks en elke week vir solank as wat hy 'n gelowige is, preek hy weekliks op die radiotronk boodskappe vir al die gevangenes. Hy het al honderde en duisende mans tot geloof gebring. Daar in die donkerste, aakligste plek van ons samelewing. En die crazy ding is, hierdie is een van honderde duisende sulke stories. Wêreldwyd. Wanneer die evangelie in die tronke inkom, dan doen dit nie net met hom nie. Dit doen dit met baie mans. Meer as wat die samelewing weet wat om mee te doen. Waar eenvoudige vriendskap, ure se sielkundige selfhelp, selfs ander gelowe, waar daai goeders geen verskil kan maak nie, kom die liefde van Christus in tronke in, wêreldwyd, en dit verander lewens. Dit genees die siel op 'n manier wat geen verklaring voor moontlik is. Ons verstaan dit net nie. Tronkwagte kom tot bekering soos wat hulle hierdie beleef.
hierdie weer eens is net 'n illustrasie van hoe diep hierdie liefde ons verander. Ek wil vir ons almal sê, as jy hier is en jy verstaan nie hierdie liefde nie, dalk sien jy jouself as 'n gelowige. Dalk kom jy al lank na die kerk, dalk is jy nuut, dalk is dit jou eerste Sondag of jy is al 'n paar weke hier. Asseblief, as jy nie hierdie liefde verstaan nie, dan moet jy begin soek daarvoor. En niks mag jou keer nie. Kom elke Sondag, gaan na alles toe, gaan na gesinne toe, bid met mense, roep uit en skree, so hard as wat jy kan, en sê ek verstaan nie die liefde nie, en ek kort dit. En moenie ophou, tot jy dit nie ontvang nie, want dit verander alles. Dit verander alles. Ek wil vir jou sê, as jy al lank 'n gelowige is, en jou geloof voel dood, koud en droog, en jou Christendom het meer begin gaan oor alles wat jy moet doen, in plaas daarvan dat dit gaan oor hierdie liefde, die liefde wat jou gaan uitsoek het, dan wil ek vir jou sê, kom net terug na hierdie liefde toe, asseblief. Hierdie is die petrol vir jou siel. Dit was toe jy eers tot bekering gekom het en dit bly so, en dit gaan so bly, tot jy hemel toe gaan. Bly in hierdie liefde, kom terug na hierdie liefde toe. En dan wil ek sê ligpunt, vir ons as kerk, en hoe hierdie liefde betrekking, die effek wat hierdie liefde moet hê op ons roeping as kerk. Ons is 'n gemeenskap van geliefdes. Hierdie is 'n meervoud van beskrywing vir ons. Ons is geliefdes. Dit beteken baie dinge, maar wat ek wil hê ons moet hoor is, in vers 9, aan die einde van vers 9, sê dit, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness and into his marvelous light. Daai lig, daai excellencies wat ons moet proclaim, dit moet die wonders wees van sy onverdiende liefde vir ons. Dit is wat ons moet proclaim, dis ons roeping. Die lig wat hier moet uitgaan, moet die liefde, onverdiende liefde wees wat ons ontvang het. Dis wat mense moet proe en beleef wanneer hulle hierso sit in ons midde. Dis wat mense moet voel en hoor en sien hier by ons. Dis wat hulle moet beleef in ons gesinne, in ons huise. Dit moet ons kultuur wees. Soos 'n stukkie hemel op aarde moet liefde vanuit ons oorloop vir mekaar en vir almal om ons. Will Spear het vir 'n joernalis gesê, hulle het gepraat en dit was 'n interview en hy sê toe vir die joernalis, I just want to pray for people nobody else wants to pray for. Dis dit. I just want to pray for people nobody else wants to pray for. Dis die liefde. Sien julle hoe die Hosea liefde in hom is? Hoe hy diep aangeraak is. Hy was iemand wat niemand lief gehad het nie en die liefde van die Here het in hom ingebreek en nou wil hy dit moet oorloop. Dis wat ons moet wees as kerk. Dis nou sy identiteit en dis ons identiteit. Die punt is, hierdie moet waar wees van ons kollektief. As gelowiges behoort ons te kan lief hê soos niemand anders in die samelewing kan lief hê nie. Ons moet die kan lief hê. Those that are unlovable moet ons kan lief hê. Want dis ons storie. Dit was Israel se storie, dis nou ons storie. En die wêreld kort nog hierdie storie. Ons moet 'n weermag wees van geliefdes. Want dit het ons verander. En dit gaan ons familie en vriende verander en dit gaan hulle red. En dit gaan Pretoria red. En ek beloof vir jou, dis al wat ons land gaan red. Is as ons hierdie lig van God se liefde gaan laat skyn. Dis ons roeping. Dis wie ons moet wees. Ek sluit af. Geliefdes, once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Hierdie is God se woord. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, hierdie is u woord, maar dit kan so maklik net nog 'n preek wees. En so ek wil net vra, Heilige Gees, kom en mag ons hierdie liefde beleef en nie net hoor nie. Vandag
in hierdie week, in hierdie maand, solank soos wat ons aanhou soek, Heilige Gees, kom en breek die deur. Breek deur ons verwerping, deur ons seer, deur ons sonde, deur daai aaklige stemme van self-condemnation, breek deur en vul ons met hierdie onverdiende liefde en verander ons. En moenie daar stop nie. Here, God Almagtig, mag dit verder gaan. Mag dit oorloop na ons vriende en familie toe. Mag dit oorloop in die res van Pretoria in. En mag dit 'n lig wees wat die wêreld lok. Dit is die hoop vir die wêreld. Ons bid dit, kom en doen hierdie werk in ons midde. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.